So goeiedag aan almal, baie welkom by ons volgende sessie oor die Heidelbergse Katekismes. En ons gaan uiteindelik wegskop met die Heidelbergse Katekismes. Skalk, welkom, is lekker dat jy weer hier is. Ons is by Sondag 1 en ek gaan dit vir julle eers net lees. So ek gaan elke keer net dit lees en dan gaan ons 'n kort gesprek daaroor hou. So Sondag 1 se vraag is: wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En dan is die antwoord die volgende: dat ek met liggaam en siel en lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het my met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit die heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder dat die wil van die hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te kan lewe. So onthou, ons het op ons webblad sal ons die uitleg van die Heidelbergse Katekismes hê en hierdie antwoord en vra. Maar Skalk, miskien net die eerste ding, ons begin altyd met 'n vraag en dan is daar 'n antwoord daarop. Maar brei net so 'n bietjie uit oor, het ons nou die regte antwoord op die vraag? Moet ons op die regte, is die klem op die regte antwoord uit te kan kom? Ja, natuurlik wil 'n mens by die regte antwoord uitkom, maar Marius, dis verskriklik belangrik dat ons die vraaggedeelte elke keer goed raak sien. Want die vraag, die katekismes se groot ding met ons is dit: hy wil die hele tyd ons persoonlike inset hê. Kyk, daar's twee maniere om oor God te praat. Die ene is soos 'n teoloog. En dis nie sleg nie, want die Here het gesê dat ons hom moet lief hê met ons hele hart en met ons hele siel en met ons hele verstand. Ons verstand moet hom ook lief hê. Met ander woorde, ons moet oor hom dink, ons moet oor hom bietjie kan redeneer met mekaar, ons moet kan soek om te verstaan, geloof soek om te verstaan. So dit is wat teoloë doen en dis 'n goeie ding. Maar die katekismes wil juis nie vir ons van ons teoloë in daai opsig maak nie. Die katekismes wil ons uitlok tot 'n belydenis wat uit ons hart kom. Daarom vra hy 'n persoonlike vraag. Hy sê, wat is jou enigste troos? Nie, wat is in die algemeen mense se enigste troos in die lewe en in sterwe. Daaroor kan teoloë 'n bietjie worstel. Maar die katekismes wil by Marius uitkom. Die katekismes wil by Skalk uitkom. Die katekismes wil hê, jy moet bely: Marius, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Wat is die antwoord wat jy uit jou hart uit hierop kan gee? Ek dink dis 'n belangrike perspektief wat ons... Kan ek vir jou vra dan, met ander woorde, jy sou verkeerd kon antwoord. Jy sou kon... Maar jy die regte vraag is gevra. Jy kon sê, my enigste troos is dat ek eendag gaan aftree. Of my enigste troos is, die markte gaan tog weer herstel. Dit moet tog weer herstel. So jy is absoluut reg, né? Ons is gefokus op die regte antwoord, maar dis 'n proses. Maar okay, die punt wat jy maak is, dis persoonlik. Dis 'n persoonlike belydenis wat die katekismes by jou wil uitlok. En die vraag as sodanig is al belangrik. Kyk, jy sou kon begin deur ook te sê, ons sou daaroor kon praat nou, vir wat aanvaar die katekismes dat ons troos nodig het? Ek bedoel, het ons troos nodig? En die katekismes sê, dis nie eers 'n kwessie waaroor ons hoef te redeneer nie. Jy het troos nodig. Die vraag is net, wat is jou enigste troos? Ja. En die klem lê op hierdie enigste.
En die katekismes kan juis vra na die enigste troos, omdat daar net een Here Jesus Christus is. Dit is die antwoord. Ek loop nou die hele katekismes van Sondag 1 tot 52 loop ek nou vooruit deur te sê, die geheim van die hele katekismes is dat daar net een Here Jesus Christus is. Hy is my troos. Dis die een waarop ons uitkom. Daarom is hy die enigste troos. Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Daar is een van die vertaling van die boeke wat ek is lief om die vertalings van die Bybel heeltyd te kontroleer. Een van die boeke stel voor, een van die taalkenners stel voor dat jy daai teks vertaal met ek is die enigste ware weg na die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê, vertaal dit liewer met ek is die enigste ware weg na die lewe. Ek is die enigste paadjie. Wat is jou enigste troos? En die katekismes wil hê, jy moet kan sê Jesus. En dan sit ons natuurlik lyf om hierdie geraamte, maar jy moet kan sê Jesus is my enigste troos. En die ander ding wat ek wil sê is, ek gaan elke keer wanneer ons antwoord, gaan ek terugkom by die troos, want elke vraag en antwoord het te maak met hierdie troos. En dit is jy moet die hele tyd in jou kop, terwyl jy met die katekismes besig is, moet in jou agterkop weer galm die vraag, wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? En die antwoord is die blye, wonderlike antwoord, Jesus. Kan ek nou net so aan 'n hoek vir jou gooi? Ja. Luther het dit geweet. Hy het sy troos in God gevind. En toe op 'n stadium in 'n stryd met God beland. Hy gesê, waar vind ek 'n genadige God? En die hele ding van my enigste troos is dat ek aan hom behoort. En ek dink maar net hierdie ding van Luther, ons troos is ons glo in Jesus. En ons troos is, ons glo dit. Maar dat voel vir my daar so 'n tipe van terwyl ons sê ons glo, is daar so 'n dieper dimensie ook partykeer om te kan sê, waar vind ek hierdie troos? En weet sy antwoord half om te sê, God se genade. Hoe reflekteer hierdie eerste vraag iets van daai bekering oomblik om God se genade te vind? Marius, ek dink ons gaan oor daai bekering later gesels. Wat ons van die katekismes moet verstaan, is dat hy geskryf is vir mense wat reeds die Here Jesus gevind het. Ja, dit is baie belangrik. Hy's nie geskrywe as 'n sending resepie nie. Hy is geskrywe as vir gelowige mense wat voortdurend vind dat hulle self weer op hulle knieë voor die liewe Heer moet bring, wat voortdurend nodig het om hulle te herinner aan Ek het mos nou 'n dom ding gedoen deur te dink dat 'n nuwe kar my gaan troos. Ek het mos nou 'n dom ding gedoen deur te dink dat 'n nuwe verhouding die leë plek in my lewe kan vul. Met ander woorde, hy's vir gelowiges bedoel, maar gelowiges wat voortdurend hulle self moet herinner aan wat die enigste troos is, wat voortdurend, en dan miskien moet ons daai opsig van by die voortdurende bekering kom, wat dag vir dag opnuut vir hulle self moet tot bekering bring, en te sê, my enigste troos is die liewe Here. So jy kom op 'n plek waar jy 'n klomp hoop in jou het, en jy het spanning in jou, en jy het jou eie planne, en 'n klomp dinge, en skielik kom jy agter, maar jou troos was in die hoop dat daai goed gaan uitwerk. En dan skielik die ontnigteringsfase, maar die vredefase, waar jy skielik al daai goed ophef. En jy begin daarmee, my enigste troos in lewe en sterwe. En dat daai moment half breek die toekoms weer vir jou op 'n ander manier oop.
Ja, onthou daar's 'n groot verskil tussen optimisme en hoop. Optimisme is die gevoel van dit gaan alright wees. Hoop is om te weet hy gaan dit alright maak, maar op sy tyd. Daarom is dit dalk belangrik dat ons ook 'n oomblik oor die woordjie troos praat. Wat is troos? Troos is troos het te maak met die groot woordjie nogtans, of ten spyte van. Troos het te maak met, troos is nie die, troos Dis nie 'n prys iewers nie, dit is al by jou, maar jy het net nie ontdek nie. Dis hy. Ja. En dit, as ek iemand troos wat 'n geweldige smartelike ervaring gehad het, dan neem ek nie die ervaring weg nie, maar ek help die persoon om perspektief te hê oor die feit dat die Here is in hierdie ervaring by jou en hy gaan dit regmaak op sy tyd. Daar's iets voorlopigs aan 'n troos, maar daar's ook iets van 'n vasgryp, 'n aanvaarding van hierdie troos, van hierdie wete, dit gaan alright wees. Daar's 'n onmiddellikheid daarin. Ja. Jy is nie 'n uitgestelde verwagting van dit kan dalk gebeur nie. Ja. Die troos is eintlik 'n onmiddellike vrede. En jy sê dit nou baie mooi, want miskien gebruik ons die woordjie troos as 'n wortel, né? Dit sê, weet die troos is darm as ons nou, en dan sê ek nee. Hierdie vraag begin, wat is nou jou enigste troos in lewe en sterwe? Ja, terwyl ek en jy hier so sit. Marius, ek kan met my hele hart vir jou sê, terwyl ek hier so sit, het ek die wonderlike vrede, ek behoort aan die Here Jesus Christus, aan my Here. Ek is syne. Dit is wat nou begin ons al nou aan die antwoord raak. Maar die katekismes wil die hele tyd vir jou dwing om na te dink oor wat maak regtig saak. Ja. En daarmee help hy jou om nie vir jou blind te staar teen die goed wat in die wêreld aan die gang is nie. As ons nog so 'n oomblik of twee tyd het, in hierdie een wil ek 'n voorbeeldjie noem van hoe ek die troos verstaan. Kan ons nog Ja, so... kom ons sit nog so 2-3 minute by en dan. Okay. Kyk, weet jy, ek dink een van die tekste in die Bybel wat baie misverstaan word, is die bergrede, die saligsprekinge. Ons verstaan dikwels die saligspreking van, as jy hierdie goed doen, sal jy salig wees. Nee, dis nie wat Jesus bedoel het nie. Jesus kom na mense toe wat honger en dors na geregtigheid. Hulle kyk na die wêreld om hulle sê, o hemel tog, hier is nie geregtigheid in hierdie wêreld nie. Die bose mense het alles in beheer en dus ek kan nie eers hof toe gaan met hulle nie, want ek het nie die geld nie. Hier is nie geregtigheid in hierdie wêreld nie. En Jesus kom en sê, vir julle ouens het ek goeie nuus. Vir julle het ek goeie nuus, want ek is hier. God se koninkryk is hier. God gaan dit nou verander. Dit het reeds begin met my. Het God dit begin verander. Salig is julle. Julle is gelukkig. Nie omdat die verandering nou reeds gebeur het nie, julle is nog steeds besig, maar julle is gelukkig, want julle weet dit is beslis, dat ek alles kom nuut maak. Dit is my altyd so mooi daar, hy vat hulle teen die berg op, en dan sê vir hulle, maar ons kan nie hier bly nie, maar nou stuur ek julle terug na presies dieselfde wêreld toe, maar ek stuur julle nou terug, en met 'n troos. Met 'n troos. Die punt is net, julle sou julle, net half nie, as ons nou so half afsluit nie, sou jy kon leef in hierdie selfde omstandighede? 'n Partykeer sê ons, ek kan nie leef in hierdie omstandighede nie. En dan kom die troos en sê, jy kan leef in hierdie omstandighede, nie net oorleef nie, maar jy kan vrugbaar leef. Ja. En dis seker hierdie perspektiefverandering net, jy weet, kan my lewe in
moet my lewe eers verander voordat iets gebeur? Dan sê ek, jou lewe kan hier verander in dit. So Skalk, ek dink ja, ons het dit ons gaan weer nog oor hierdie vrae gesels in die volgende sessie. Ons gaan, julle sal sien, partykeer gaan ons so sessie of 2 aan een vraag spandeer, maar dit dan tot ons volgende sessie.